Okay, so ons het nou al 'n bietjie gekyk, vorige keer na die persoon Paulus, wie Paulus was en dat hy 'n baie merkwaardige persoon was, dat hy soos ons almal maar 'n sondige mens was, dat hy tot bekering gekom het na sy ontmoeting met die Here op die pad na Damaskus, waarvan ons lees in Handelinge 9, en dat hy sy lewe omgedraai het. En dat hoewel hy sy lewe omgedraai het en hy hierdie besef gehad het dat die Here hom vergewe het vir dit wat hy gedoen het, vir al sy sondes, het hy tog teenkanting gekry van mense, beide Jood en nie Jood. Maar dat hy volhard het en dat hy volgehou het en dat hy die evangelie van die Here gebring het, die kruisiging en die opstanding, en daarmee saam dat ons as mens moet dankbaar wees vir dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. So dis net so in 'n neutedop 'n bietjie van Paulus as persoon. Ons het laasweek was so 'n bietjie meer van 'n geskiedenisles gewees of 'n um, Bybelgeskiedenis les. Ons het Paulus se eerste 2 reise gedoen. Sy eerste reis was van Jerusalem af, as ons na die kaart kyk, was op van Jerusalem af, bietjie na die linkerkant toe, in Klein-Asië. En daar, ons lees daarvan in Handelinge 13 en 14, en hy het begin by die stad Antiochië, en hy het nogal baie tyd Antiochië gespandeer, en so het hy daar in Klein-Asië het hy rondgegaan en hy het die evangelie in Klein-Asië gebring. Dit was omdat hy baie van die stede wat hy besoek het, was daar redelik baie Joodse gemeenskappe gewees, en was sy strategie in sy eerste reis gewees om by die sinagoges eers te begin preek. Maar net so het hy dan ook aan die buitekant die evangelie gebring en het baie nie-Jode ook tot bekering gekom. En vandag het ons, tipies toe ons oor die boek Kolossense gesels het, 'n baie belangrike waarneming wat Tannie Elna, wat die klavier speel, gemaak het, waar sy in Kolossense, waar daar 'n teksvers is, waar Paulus skryf, dat die evangelie en die verlossing wat Jesus gebring het, en die volk van die Here, is nie net die Jood nie. Dit is vir ons almal. So daar is die siening dat die Jode God se uitverkore volk is. Ja, die Jode is God se volk, maar dit maak nie van hulle die volk wat alleen reg het op Jesus en die volk wat alleen God eendag gaan sien nie. Ons is ingesluit as nie-Jode, is ons ingesluit deur die kruisiging en die opstanding van Jesus. Ons sien ook 'n groot ding van Paulus, en dis in al sy reise kom dit na vore, is kerkplanting, daar waar hy kerke stig, of kerke tot stand laat kom as gevolg van sy evangelisasie. Tipies een van die kerke wat ons in die vorige keer van gesien het, was waar Lydia was, die purperverkoopster, waar gesien is dat toe sy tot bekering gekom het, word sy geag as een van die kerkplanters te wees in haar omgewing. Paulus se tweede reis, ons lees daarvan in Handelinge 15 en van hoofstuk 15 tot 18. En ons sien dat Paulus het opgereis van Jerusalem, Klein-Asië, en nou gaan Paulus verder. En hy Klein-Asië, net om vir julle 'n idee te gee vandag, is Turkye van vandag. Van daar af het Paulus verder gegaan en hy het na Macedonië en Griekeland toe gegaan. En dit is waar hy op sy tweede reis sy tyd spandeer het. En hy het 2 mense gehad wat saam met hom gereis het, en dit was Silas en Timoteus gewees, en 'n derde persoon, Lukas. Ons weet dat Lukas die outeur was van die boek van Handelinge. So baie van die goed wat in Handelinge neergepen het, is wat Lukas self saam met Paulus beleef het. Okay, so Paulus is hier in
in Macedonië en in Griekeland, in Europa, wat ons vandag ken as Europa en Griekeland. En daar bring hy ook die evangelie. Hy doen kerkplanting. Hy preek ook in sinagoges en hy preek vir die heidense nasie ook en so kom baie mense tot bekering. En op sy tweede reis keer hy terug. Hy stop by Efese kortliks en hy keer terug na Antiochië. En dis waar Handelinge 18 dan sy tweede reis afsluit, waar hy terug is in Antiochië in Klein-Asië. So vanaand gaan ons net 'n bietjie kyk na Paulus se derde reis. Ons lees daarvan laaste deel van Handelinge 18 tot en met Handelinge 21. En hierdie reis van hom het plaasgevind so om en by 53 tot 57 na Christus. Die doel van Paulus se reis was hierso gewees om te fokus op die versterking van kerke wat reeds gestig is. So hy het teruggereis na hierdie lande of hierdie plekke waar hy reeds was in Klein-Asië en in Griekeland. En dit sluit dan 'n verlengde verblyf in Efese in. Hy het omtrent 2 jaar in Efese spandeer. So Paulus in hierdie proses waar hy die kerke probeer versterk in hulle geloof en dat hulle moet volhou in die woord, maak hy ook 'n groot ding daarvan om valsleringe te bestry. Daar was hierdie ding wat kop uitgesteek het waar verskillende leringe bymekaar gegooi is om 'n nuwe lering te vorm wat vir almal aanvaarbaar en gemaklik was. So hulle het Griekse filosofie gevat, Joodse wette en sommer enige iets en hulle het dit bymekaar gegooi en hulle het iets nuuts probeer skep waarmee almal gelukkig was, waarmee die ore gestreel kon word. En dis maar baie wat vandag ook gebeur, né? Mense probeer die woord aanpas om hulle te pas, om dit vir hulle self gemaklik te maak. En probeer goed by die woord intrek om te sê, die woord sê so, maar moreel, miskien is dit 'n beter manier. So kom ons maak dit vir ons almal bietjie meer gemaklik. Kom ons doen dit sodat dit ons almal se ore streel. En dan gaan Paulus ook maar voort om die evangelie te verkondig op hierdie derde reis van hom, oralste waar hy kom. Die persone wat saam met hom reis is Timoteus en weer Lukas wat op 'n stadium by hom aansluit weer. En dan Titus, ons ken almal ook die boek van Titus in die Nuwe Testament. En Titus was veral by hom betrokke gewees toe hy Korinthe besoek het. Ander persone wat genoem word, wat ons nou nie so baie pertinent van weet nie, is Gaius, Trophimus, Sopater en Aristarchus. Nou die naam Gaius, vir julle wat The Chosen kyk, en vir julle wat dalk dit raak gelees het al in die Bybel, Gaius, ons weet nie regtig van baie van Gaius af nie. Maar daar word vermoed dat Gaius 'n Romeinse soldaat was. En daar word vermoed dat Gaius 'n Romeinse soldaat was wat in bevel was toe hierdie onderstrominge en omskommelinge begin plaasvind het, toe Jesus sy preke begin doen het, toe Jesus sy wonderwerke begin doen het. En dat Gaius, dat hy half hierdie persoon was wat, hy was soos in twee geskeer gewees, want hy het gesien wat Jesus doen, maar hy was ook hierdie Romeinse soldaat wat moes getrou bly aan sy nasie en aan sy werk, en dat dit vir hom baie swaar was. So
Dit is nie vir ons baie duidelik of Gaius wat hier saam met Paulus beweeg het, of dit dieselfde persoon is nie, maar dit is moontlik, so ons weet nie. Um, daar word maar gedink dat dit wel dieselfde Gaius is, maar ons reken nie daarop nie. So plekke wat Paulus dan gedurende sy derde reis besoek het, was Galasië, wat Klein-Asië is, en Frigië. Dis kerke wat hy herbesoek, in wat ons vandag, en is geleen wat ons vandag ken as Turkye, om die kerk daar te versterk. Ons lees daarvan in Handelinge 18. Paulus gaan dan verder en hy gaan weer aan by Efese, en dit is tydens hierdie besoek aan Efese waar daar gesê word dat Paulus ongeveer 2 jaar, miskien 2,5, 3 jaar spandeer het in Efese, en dit word gesien as sy langste verblyf op een plek. Daar was 'n gebou of 'n plek met die naam van Tyrannus, en dit is waar Paulus daagliks dan daar onderrig gaan gegee het, en so het hy baie mense tot geloof gelei. Bloot ook weens die feit dat hy skoon die evangelie verkondig het. En dit is ook hier in Efese en hier in die saal van Tyrannus waar Paulus baie wonderwerke en genesings gedoen het. Hier in Efese vind 'n massiewe herlewing plaas. En daar ons lees in Handelinge 19 van Demetrius die silversmid wat oproer stook omdat Paulus se prediking die tempelbesigheid bedryf. So ons sien weer eens hier, soos wat ons in van die vorige reise gesien het, dat hoewel daar mense is wat die boodskap wat Paulus bring aanvaar, is daar ook van beide Jood en nie-Jood mense wat teen Paulus gekant is en teen dit wat hy gesê is, en dat daar oproerigheid veroorsaak word deur hierdie mense. Hy gaan van hierdie deel af, gaan hy dan van Klein-Asië af weer verder, Macedonië en Griekeland toe, waar hy weer eens by Filippi aandoen, en hy besoek ook Thessalonika, en hy gaan bietjie verder na Korinte, en ons lees dat in Handelinge 20, dat hy 3 maande in Korinte dan bly ook. En daar word gereken, en ons sal nou daarna kyk as ons by die boeke van die Bybel, dat ons net elkeen van sy briewe deurgaan, dat dit is gedurende hierdie tydperk in Korinte wat hy die boek van Romeine skryf. So, dis waar die boek van Romeine sy ontstaan gehad het. Weer eens hierso is daar 'n komplot om hom dood te maak, en hy vermy dit, en hy ontsnap dit, en hy reis verder. Ons lees in Handelinge 20 dat hy verder na Troas reis, waar hy ook elke dag preek, en dit is hier waar hy die wonderwerk doen, waar die man in die venster sit, en waar die man aan die slaap raak, en hy val, en hy dood is, en Paulus hom uit die dood uit opwek. So dit is 'n wonderwerk, weer eens wat Paulus doen, waar mense dit kon sien, en so kom baie van die mense tot bekering. Hy reis verder na Melite, in Handelinge 20, en daar ook word die evangelie baie duidelik verkondig. Hy waarsku hulle teen valse leraars in hierdie omgewing, en hy noem dit ook aan hulle dat hy hulle dalk waarskynlik nie weer sal sien nie, maar dat hulle moet saam staan as 'n eenheid en saam moet bid. En hy begin sy reis in Handelinge 21 dan terug na Jerusalem toe. So kom Paulus se reis tot 'n einde as hy terug is in Jerusalem, op verskeie plekke waar hy gestop het. Ons kan daarvan lees in Handelinge 21, en bring as hy terug is in Jerusalem,
begin hy die kerke dan voorberei vir dit wat ook vir hulle voorlê, en daar in Jerusalem is waar hy uiteindelik gearresteer word en waar hy gestuur word na Rome, waar hy dan in die tronk beland. En dit is hier in die tronk in Rome waar hy dan die briewe van Efesiërs, Filippense, Kolossense en Filemon skryf. So as jy nou gaan kyk in die Bybel, soos die boeke op mekaar volg, Efesiërs, Filippense, Kolossense en Filemon, dis die boeke wat Paulus uit die tronk geskryf het, terwyl hy in die tronk in Rome was. So wat sien ons, wat was Paulus se temas ten opsigte van hierdie derde reis van hom? Wat het hy probeer bereik? Hy het disippelskap en onderrig was vir hom vooraan gewees. Hy het teruggegaan na hierdie kerke toe om hulle te bemoedig en hulle te versterk, hulle te lei in wat disippelskap is en hulle onderrig te gee sodat hulle uit daai onderrig versterking kon kry om te kon aangaan. Hy waarsku hulle teen afgoderry en valse leraars en hy daag die ekonomiese en geestelike stelsel uit wat aan hierdie afgodediens gekoppel is. So Paulus was baie spraaksaam, hy het nie omgegee om te sê wat reg en wat is verkeerd nie. En hy was baie spraaksaam daaroor. Paulus demonstreer ook hier vir ons op sy derde reis persoonlike opoffering, wat hy doen om die evangelie te versterk, om vir ons te wys dat dit nie gaan om materiële dinge nie, dat dit nie gaan om onsself nie, maar dat dit gaan om ander te versterk en om ander se lewe beter te maak. En doen hy self opofferinge om dit dan te laat gebeur. Hy is bewus van die feit dat daar heel waarskynlik slegte dinge op hom wag, hoewel hy al soveel slegte dinge deurgemaak het. Toe ons na sy lewe gekyk het, het ons gesien wat se tipe ontberinge hy gehad het. Maar tog hou Paulus vol met dit wat hy doen en laat hy hom nie van die pad aflei nie. Betekenis vir ons vandag van hierdie derde sendingreis wat Paulus gedoen is dat hy het vir ons gewys dat hoe die kerk versterk en bemoedig moet word. En as die kerk sterk is, kan daar soveel meer dinge gebeur as wanneer daar skeuring in kerke is. Eenheid en sterkte van 'n kerk is baie belangrik. Nie sterk soos in finansiëel sterk, hoeveel geboue het ons, dit is nie waarvan Paulus praat nie. Die sterkte van 'n kerk is geleë in die lede van die kerk en die geloof van daardie lede en hoe daardie lede opstaan vir die geloof en die evangelie. Dis waarin die kerk se sterkte lê. Hy het ook op hierdie reise het hy ook leierskap en riglyne vir kerkleierskap gevestig en dit is riglyne wat tot vandag toe nog in die kerk gebruik word. En dan sien ons baie duidelik dat hy glad nie skaam was om valsleringe en afgoderry uit te daag nie. Paulus se uiteindelike reis en gevangenskap lei dat hy ook voor Caesar die evangelie bring. Dit is onbekend of dit op dowe ore by Caesar geval het of nie, maar hy het tot by Caesar die evangelie gebring. Hy was nie skaam daaroor nie en hy was nie bang om die evangelie te hoor nie, te preek nie, hoewel hy geweet het wat vir hom voorlê. En dit was vir my so goed vanmiddag toe ek en Elisha ook daaroor praat is Paulus het geweet dat die geweer teen sy kop gehou word. Maar hy het gebly glo en hy het gebly praat oor
dit wat God vir hom, wat Jesus aan die kruis gedoen het. En wie van ons moet dalk dan onsself die vraag afvra, wie van ons sal, as daar 'n geweer teen jou kop gehou word, en jy gevra of gesê word om jou geloof af te staan, want dan sal jy lewe. Wie van ons sal sê nee, ek staan vas en jy kan maar daai sneller trek as jy wil. Dis maar iets wat ons onsself moet afvra. Paulus het vir ons die voorbeeld gestel, Jesus het vir ons die ultimate voorbeeld gestel. So dis maar iets vir ons om vir onsself uit te maak. Dankie Ron.